Goeiemôre. Jy luister na die 45ste oordenking in die reeks deur die oë van 'n kind. Vanoggend se tema is om in verwondering en met verwagting te leef. Ons praat steeds oor twee beelde wat uit hoofstuk 24 kom van die klein prinsie. Die een daarvan is om in afwagting te leef dat daar waterputte in woestyne is. En natuurlik die verteller se terugverwysing na die huis van sy grootwordjare waarin daar 'n legende was, naamlik daar is 'n skat versteek in die huis en hoe dit vir hom die ervaring van sy grootwordhuis met betowering gelaat het. Kom ons praat hieroor en dink hieroor na. Ek het eendag die voorreg gehad om na Thomas Long te kon luister in 'n 3-dag verswinkel oor prediking. Hy was professor in homiletiek en skrywer van tientalle akademiese boeke. Maar hy is een van daardie merkwaardige mense na wie jy net weer en weer kan luister. In sy aanbieding in hierdie tyd het hy die vraag gevra, so, waar is die mense wat voor jou sit op Sondag? Waar is in hulle gemoed en in hulle gedagtes? Kom ons dink in breë kategorieë. Dan sou 'n mens kon aanvaar, sommige is geïnteresseerd. Hulle is ywerig om te luister en te leer. Hulle is oop om onderrig te word deur die woord van die Here. En in hulle daaglikse lewe kyk hulle na die wêreld en hulle sien die vingermerke van God. Hulle leef in afwagting dat iets moois gaan gebeur en dat God vir hulle 'n toekoms sal oopbreek. Laat my dink aan die gedig van Elizabeth Barrett Browning. Earth is crammed with heaven, and every common bush afire with God. But only he who sees takes off his shoes. The rest sit round and pluck blackberries. Die aarde is gevul met hemel, en elke gewone bos is eintlik in die gloed van die teenwoordigheid van God. Maar net hy wat sien, trek uit sy skoene, maar die res sit maar net rond en pluk swart bessies. So, wat is die ingesteldheid van die mense wat voor jou sit op 'n Sondag? Daar is sommige wat dalk skepties is en weeg jou woorde agterdogtig. Daar is ander wat leef met 'n vonkel in die oog en 'n huppel in die stap, vol verwondering vir die lewe en mense en die natuur. En dan is daar die wat hy noem disenchanted. Dis mense wat onbetowerd leef, ontnigter, ongeïnteresseerd. Daar is niks niets om te sien nie, niks niets om te beleef nie, daar is nie mooi wat oor is nie. Ek dink aan my buurman in die eerste woonstel wat ek ooit besit het. Dan stap hy so oor, ons ontmoet mekaar so op die plaveisel van die straat wat tussen ons deurloop, en dan sê hy met so frons, ek is so bly ek is aan die einde van my lewe, dat ek nie in hierdie gemors hoef te lewe nie. Ek is so bly my lewe loop nou tot 'n einde. Ek het baie keer so gestaan en dink, ai oom Fred, hoe sou 'n mens so leef, selfs die laaste dae van jou lewe, so ongeïnteresseerd, so skepties. Daar is diegene wat disenchanted is, ontnigterd of ongeïnteresseerd. Dis diegene wat na die sonsopkoms kyk en sê, ag, wat die gordyne toetrek as dit reën, wat wilde gras sien as bossies en die voëls sien as peste. Dis mense wat hulle kos insluk sonder om te kou, wat 'n kind se vordering in 'n rapport meet, en ook hulle waarde, en nie die kreatiewe vingertjies raak sien wat om 'n potlood vou of papiertjies uitknip en 'n wêreld skep vol verwondering nie, van stokmannetjies en diere en dinosourusse nie. Die klein prinsie sien 'n woestyn, maar hy kyk nie daarin vas nie. Wat hy waarlik sien is 'n waterput versteek in die woestyn. As jy glo daar's geen waterputte in woestyne nie, sal jy ophou soek. Maar die wat dit glo sal aanhou soek, al is dit dan tot dagbreek voor jy dit kry. Daar is diegene wat in verwondering leef en in verwagting. In afwagting dat iets moois en goeds en heiligs en heel kan gebeur, dat daar 'n toekoms is. Dit is nie maar net 'n oomblikse oortuiging nie,
maar is 'n lewensbeginsel, 'n lewensfilosofie en 'n algemene uitsig op die lewe. Sien jy geleenthede raak? Sien jy skoonheid en betowering? Merk jy die mooi wat daar in die wêreld is? Wat is veel waardevol? Waaraan heg jy waarde? Onthou julle die storie van die $5 portret wat by 'n pandjieswinkel gekoop is? Die afgetrede vragmotorbestuurder Terry Horton het 'n ou portret gekoop as 'n grap by 'n tweedehandse winkel. Was aaklig lelik vir haar. Sy het nie daarvan gehou nie, maar sy wou haar vriendin opbeer wat deur 'n moeilike tyd gegaan het. Ongelukkig, toe sy by die vriendin kom, was dit te groot vir enige plek in haar huis en sy moes dit maar terugneem na haar eie huis toe. Maar sy het so min van die portret gehou, sy het dit daar in 'n kamer gestoor en later in die motorhuis en later in 'n te mekaar opgehaar plek. Later van tyd het sy besef dat sy ontslae moet raak daarvoor en sy het dit in 'n yard sale, soos die Amerikaners dit noem, te koop aangebied. Maar niemand wou dit koop nie. Toe kom daar 'n kunsliefhebber verby en kyk daarna en sê, hoorie maar, ja, ek's nie 'n kenner nie, maar hierdie lyk vir my soos 'n Jackson Pollock skildery. Haar vraag is, wie die ding is Jackson Pollock. Toe sê die persoon, as dit 'n Jackson Pollock is hierdie skildery $50 miljoen werd. Ongelukkig was daar geen handtekening op die skildery nie. Verskeie kenners het dit as vals afgemaak. Ander weer het forensiese tegnologie gebruik en selfs met vingerafdrukke probeer bewys dat dit die ware Jakob is. Sy is $9 miljoen vir hierdie skildery aangebied. Wat jy moet vra, maar is dit iets werd of is dit niks werd nie? Onthou, as dit 'n Jackson Pollock is dit $50 miljoen werd. As dit vervalsing is dit 'n niks werd skildery. So nou bied iemand vir haar $9 miljoen aan. Maar in haar eie nadenke daaroor, is dit $50 miljoen werd. Daar is nooit finaal bevestig of dit 'n Jackson Pollock was of nie. Terry Horton het nooit die skildery verkoop nie. Haar kinders het dit in hulle besit en niemand weet, is dit $50 miljoen werd of is dit niks werd nie. Die mooi van hierdie storie is dat 'n mens eintlik nie weet nie. En dit is baie keer hoe die lewe is. Hoe 'n dag voor jou oop lê, 'n maand, die toekoms van ons land. Is dit iets werd? Is dit waardeloos? Dit hang af hoe jy daarna kyk. Hoeveel is hierdie sonsopkoms vanmôre vir jou werd? Hierdie dag wat jy het genade ontvang. Hoe sien jy die res van hierdie week? Hoe sien jy die res van jou lewe? As ons in verwondering leef, leef ons in afwagting. Ek deel vanmôre 'n skakel van die lied Mooi, wat Marco Borsato geskryf het. Dit is Nederlands. As dit dalk vir jou moeilik is om te verstaan, gaan doen 'n soektog en jy sal sien Elvis Blue het 'n baie mooi vertaling gemaak van die lied, ook in Afrikaans bekend as Mooi. Kom ons bid saam. Ek weet ek het al hierdie gebed gebid uit Wes-Afrika, maar ek wil dit graag vanmôre weer bid, want dit is vir my so aangrypend mooi. Kom ons sluit ons oë. Here God, ek het vanmôre vreugde aan die lewe. Ek dank U vir hierdie nuwe dag. Ek gooi my vreugde in die lug op soos voëls, want die nag het weggefladder en ek verheug my oor die lig. Die son het die dou weggebrand van die gras en die donkerheid my hart verdryf. Daarom is die woorde wat vanoggend uit my mond kom, net vreugde en dank. Here, ek is vanmôre vrolik. Die voëls en die engele sing en ek sing ook. Die heelal staan bakhand vir U genade en my hart ook. Die son skyn op my lyf en ek dank U daarvoor. Die branders breek op die strand, dank U daarvoor. Here, ek verlustig my in U skepping, want U is daarin en daarbo en daarachter en ook in my. Ek is gelukkig, Here, bly, vol van U blydskap. Here,
Ek gooi my vreugde soos voëls in die lug op. 'n Nuwe dag gaan singend oop. Chirp en kwetter van u liefde. U genade skitter in elke uur. Halleluja, Here. Amen. Hiermee wil ek julle net in kennis stel dat hierdie donderdag en Vrydag nie 'n oggendoordenkings gaan wees nie. Ek gaan daar tussen die berge in Oos-Transvaal wees waar ek nie opvangs gaan hê nie. Ek sal DV Maandag weer voortgaan met die oggendoordenkings. Liefde, 'n geseënde dag, geseënde braaidag en ook res van die week vir elkeen van julle.